Goeiemiddag broers en susters, welkom juis van gebed. En hoop jy het 'n geseënde dag gehad vandag. En ja, net so. Ek was so opgewonde vandag, want mens verbly jouself so in die Here, dat jy raak net opgewonde om te dink dat die God van die hele al werklik waar aan ons as mense dink en met ons as mense 'n verhouding wil hê. Kom ons bid net gou saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir die liefde en die genade en die barmhartigheid, my God. Dankie Here vir die Heilige Gees wat ons lei in gees en waarheid. Dankie Here dat ek net instrument in die hande is en U die spreker is, my God. Here, al is dit net 'n YouTube channel. Hierdie channel se naam is Huis van Gebed, want dis wat U gesê het, Here. Die huis van my Vader is huis van gebed. En Here, daarom loof en prys U en eer ons U en ons sê vir U dankie, Here. Dankie dat U die woord sal seën en mense se harte sal laat ingaan. En Vader, baie dankie dat U elkeen sal bless in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ja, gisteraand met ons Bybelstudie en toe ons het nou in Genesis weer begin, of ons het nou in Genesis begin. En in Genesis 9:15 sê die Here het 'n verbond aangegaan met Noag en vir hom gesê dat die reënboog wat God sal gee, sal 'n teken wees dat die Here nie weer die aarde met water sal laat vergaan nie. En dan staan daar in vers 15, hy sê in elke skoot as die Here uit die hemel kyk en hy sien die reënboog raak, dan sal hy onthou die verbod wat hy met Noag gesluit het. En daai verbod, my broers en susters, stel tot vandag toe. En ek wonder hoeveel van ons het al regtig opgekyk en gedink dat die Here kyk af op baie reënboog en hy sien die verbod wat hy gehad het, die verbond wat hy met Noag gesluit het, deur te sê dat die reënboog sal die teken wees dat die Here nooit weer die aarde sal het vergaan met water nie. En ja, dan wonder 'n mens deesdae van al die verspoelings en oorspoelings en die storms en alles. En baie keer moet 'n mens net gaan stil sit en wonder, Here, hoekom gebeur al hierdie klas van goed? Want dan sien 'n mens ook wat die Here sê, as hy reën uitgiet, dan giet dit oor die gesalfdes en die ongesalfdes, die gereddes en die ongereddes. En as die storms kom, dan partymal is dit nie bedoel vir kinders van die Here, maar partymal is dit net om die mensdom wakker te skud en te sê, word wakker, want jy is besig om in slaap te raak. Jy partymal in stede raak het so Sodom en Gomorra, weet dit is regtig net erg. As 'n mens kyk na reg deur ons land net, hoeveel kerke is daar werklik waar vol, wat jy kan sê, hierdie kerk is vol vandag. En is dit die verlange van die Here, dat die huis van God moet vol wees met hongersiele nie? Wie wil die Here nie net vir ons sê, kom by die huis van die Here uit, kom by jou medebroers en susters uit, en laat ek met julle kan spreek. Die Here is so lief vir ons, want ek kyk na 'n stuk en ek dink was hy Duitser, ek sal nou op sy naam kom, wat hy sê toe 'n lief vrou oorspel vir bonke, Reine Bonke, toe hulle die vrou in oorspel vang en hulle bring haar voor die Here, hoekom het die Here nie klip opgetel om te gooi nie, want dit was volgens die wet van Moses gewees. Maar hy sê 'n ding wat baie mooi was, hy sê, want die Here het klaar geweet, dat hy gaan die prys betaal vir haar sondes wat sy gedoen het. Die Here het klaar in sy hart geweet, dat sy is deel van die plan. Die plan van God om ons te red van ons sondes. Want hoeveel van ons het al groter sondes as dit gedoen? En wie, die ou mense het altyd gesê, die een met die grootste balk in die oog sien wat agter die deur staan. Maar jy wil altyd almal wat aan die ander kant van die deur staan beskuldig.
En op 'n tydjie moet 'n ou net uit die handkas uitklim en besef, weet jy wat, ek het die Here regtig nodig in my lewe. En ek dink as mens net tot daai punt kom om te besef dat jy het 'n verhouding met God. Weet jy, daar's 'n liefde wat in jou binneste brand. Daar's 'n liefde wat in jou binneste borrel, wat net wil uitkom om die Here te loof en die Here te prys of die Here te sê dankie. Weet jy, en hoeveel mense het werklik waar nog vandag daai vurige verlange in sy binneste? Is dit nie wat die Here van ons verwag nie? Daai vurige verlange. Dit kom nou by my op waar die Here loop en hy praat met Petrus. Hy sê, Petrus, wie sê die mense is ek? En hy sê, nee, party sê is Elia, Johannes die doper. Maar die Here vra vir Petrus, maar jy, wie sê jy is ek? En hy sê, u is die seun van God. En Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit in jou geopenbaar nie, maar my Vader in die hemel. Nou my broers en susters, dit is so belangrik dit vir God is. Wie is hy vandag vir u? En vir my? Ek kom met 'n oop hart en 'n rein hart sê, dis my God en my Here. Dis my heelal. Dis in die huis van my en my vrou. Is God ons lewe. Ons kinders, ons familie, ons bid dat hulle almal deel raak van daai vurige begeerte in jou hart, net om meer te wees vir die Here en minder in jouself. Dis wat Paulus so baie maal sê, en ek herhaal dit so baie keer, wat hy sê, moenie meer vir my as Paulus sien, maar sien Christus in my raak. Weet, hoeveel maal kan iemand in jou sien, of in jou stem hoor, of net weet dat jy is 'n kind van die Here, jy is net anders as die wêreld. Want daar moet iets in jou lewe wees wat anders as die wêreld is. Ons almal kan nie dieselfde lyk nie, ons is almal in vlees, ja, maar ons gees en ons siel die binnekant is verskillend. Dis wat die Here sê, jy is 'n aangename geur vir God, as jy tot die Here bid, en jy het werklik waar daai vurige verlange hier binne in jou, Here, ek wil net meer vir U wees, ek wil net meer vir U doen, my God. Here, ek is niks nie, ek is net die instrument in die hande van die Here, en dis wat vir my so, dis meer as genoeg, om net daai instrument te wees wat die Here gemaak het, hy is die potterbakker en ek is die klei, whatever die Here van my maak, en God is tevrede met dit wat hy van my gemaak het, is ek tevrede, want God het my geskape, God het my gemaak in die beeld wat hy wil ek moet wees, en hy spreek deur my op sy manier. En ons moet op daai punt kom, wat ons net sê, Here, dankie, en tevrede wees met dit wat ons is. Dit wat God van ons verwag. Wie baie maal wil ons in die voorste gestoelte sit, om gesien te word. En partymal is dit nodig om die agterste banke te sit, om die salwing daar vorentoe te stuur, want so baie mense, ons het altyd as die sportgedrywe gesê, as die salwing agter by julle kom, is dit al 'n roemer. Want vir al die mense maak ons die kerk van agter af vorentoe vol, plek van vorentoe na agter toe. So ons het altyd gespot by Loftaan en gesê, as die salwingbeelde daar agter kom, is dit 'n roemer. Maar dit was maar net 'n spot gewees, ons maar net gegrap met mekaar. Want die salwing van God val oor ons almal dieselfde. Maar wanneer laas het ons werklik waar net daai verlange gehad om te sê, Here, U salwing. Laat die Heilige Gees, die reëns uit, die woord sê, die vroeë reëns, die laat reëns, Here. Laat ons net weer ontmoet, laat die Gees net weer werklik waar in ons lewe inkom, en daai firelighter net in ons harte weer in die brand steek. Laat ons net weer daai vurigheid in ons kry, om te sê, Here, meer soos U, my God. Here, laat ons kan wandel soos wat U gewandel het op die aarde, laat ons U woord kan spreek, deur die Gees en deur krag, want hy sê, die wonderse tekens volg die kinders van die Here. Die kinders van die Here volg nie die wonderse tekens volg die kinders van die Here. En wanneer laas het u vir iemand gebid wat siek was? Of wanneer laas het jy vir iemand gebid wat jy 'n verlange het, wat die Here tot op jou hart lê, om miskien vir jou familielid, of vir jou kinders, of jou kleinkinders te bid? Want partymal is daar probleme en jy weet nie af van nie, maar God weet alles. Nou kom die Here in sy grootheid en hy kom in ons harte in, en hy sê vir jou, bid net vir hulle.
Of baie keer kom dit daai gebedsversoek in jou hart en jy bid en jy weet nie vir wie jy bid nie. Maar hy sê in die woord, die Gees tree in met onuitspreekbare sigtinge en steninge, want God weet vir wie jy bid. En as jy bid dan in jou hart en jy bid met 'n menslike stem, bid jy nog steeds vir iemand, al weet jy nie, maar jy kan die seën op daai persoon uitspreek, wat die Here op jou hart gelê het. Weet maar, ons is so maklik, veral vandag se kinders, wat sogenaamde kinders van die Here is, om mekaar met klippe te gooi, om alles verkeerd te sien in jou lewe, in plek om die heerlikheid van God in ons mekaar raak te begin sien. Ek dink dit is vandag se boodskap is, kom ons begin die heerlikheid van God in ons medebroers en susters sien. Kom ons begin met 'n verlange in ons harte uitroep, Here, kom weer in my lewe in my God. Kom weer daai eerste liefde, daai vurige liefde, daai brand die binne in my, daai opgewondenheid, ek kan nie wag om by die huis van die Here uit te kom, om te deel van die liefde van die Here nie. Here, gebruik vir my as 'n instrument in die hande, my God. Dit maak nie saak wat ek is in die hande van die Here nie. Dit solank ek vir U iets kan doen, iets kan beteken op hierdie aarde. Om 'n siel, weet jy, en dis nog 'n interessante ding. Die enigste skoot wat die engele in die hemel opgewonde is, regtig opgewonde raak, is as daar een siel op hierdie aarde gered word. Een siel. Dan juig die engele in die hemel. Het jy al ooit daaraan gedink? Net een siel, as u miskien vandag nog nie 'n hart vir die Here gegee het nie, en u gee vanmiddag die hart vir die Here, het u gedink hoe rejoice al die engele in die hemel, saam met God die Vader en Jesus Christus, wat dan vir die Vader wys, ek het die prys betaal, ek het die prys vir Ben betaal. Het jy al gedink hoe great kan dit wees? Dis net unreal as mense dink wat die Here werklik waar in ons lewens is, wat hy in ons lewens wil wees, en wat God in die lewe, in my lewe wil wees, as ons hom net gaan toelaat. As ons net sê, Here, hier's ek, vergeet van jou omstandighede vir een oomblik in jou lewe, en laat die Here toe om in te kom, sodat hy die omstandighede kan verander. Want baie maal wil ons hemel toe gaan, maar ons lewe in die wêreld laat ons hel toe gaan. Maar daar's iets binne in jou wat uitroep en sê, draai weg, kom uit hierdie rigting uit, kom ons kom op die pad van die Here. Kyk weg van die wêreld af. Een keer in 'n mens se lewe, kom ons draai net ons gesig van die wêreld af en ons fokus op die Here. En ons kyk net of dit nie gaan beter gaan met ons lewens nie. Maar dan, die eerste ding wat gebeur is, sodra die vyand jou aanval, want sodra jy jou gesig van hom af wegdraai en jou oog op Jesus kry, dan val die vyand jou aan en dan sê die mense, dis nie die moeite werd, want nou ewe skielik kry ek so swaar, al die wind is nou teen my, en al die omstandighede in my lewe raak nou net moeiliker. My broers en susters, die woord sê nêrens dit gaan maklik wees nie, maar een ding staan in die woord, dat ons as eendag by die Here kom gaan, hy sê, welkom uit tuis, welkom tuis my seun, welkom tuis my dogter, welkom, omdat jy die prys betaal het, om jy die wind geweerstaan het, want Jesus staan in daai storm. As ons oog net op die Here hou, en ons is geanker in die Here, dan sal die storms ons nooit onderkry nie. Maar baie van ons is amper soos met 'n vislyn aan die Here vasgemaak, en as die windjie net bietjie waai, dan breek die vislyn en die vis kom weg. En dan wil ons die Here bly en sê, kyk hoe swaar gaan dit dan met my, en kyk dit, en kyk dat. Hoekom dit, hoekom dat? In plek sommer net vir Here te sê, dankie. Dankie Here vir die omstandighede, maak nie saak hoe dit gaan nie. As ons die Here begin loof en prys in ons omstandighede, sal ons omstandighede begin verander. Maar baie mense gebruik die Here as 'n spaarwiel. Ons wil die Here net uithaal wanneer ons hom nodig het, en dan weer bære wanneer ons hom nie meer nodig het nie. En partykeer vergeet ons om te bære, dan as jy op die pad is, en dan gebeur iets, dan onthou jy, o, my spaarwiel is by die huis. Ek het nou baie maal gehoor dat mense sê,
Wat het ons vergeet? Nee, ons het niks vergeet nie, en dan is jy al myle weg van die huis af dan, die selfoon. En net daar en dan word het gestop en teruggery om die selfoon te gaan haal. Het jy al gestop om terug te ry om die Bybel te gaan haal? Dis maar net 'n vraag. Wanneer laas het jy die woord van die Here gevat? Die woord van die Here, die Bybel. En om net begin lees en sien wat so beloftes het God hier binnekant vir u en vir my. Maar die Here sê, as ek in die hemel kyk en ek sien die reënboog, dan sien hy my verbond, God se verbond met Noag, wat tot vandag toe by ons stel. As God dit raak sien, my broers en susters, hoeveel te meer vir Jesus wat op die kruis vir ons gesterf het, sodat ons vrygekoop kan word van ons sondes. Die ewige verbond, as jy die Here aanneem en gewas word deur die bloed van die lam, saam met hom sterf in die doopbad en saam met hom lewendig uit die doopwaters uit opstaan as 'n nuwe skepsel, want al die ou goed het dood gegaan, dit lewe nie meer nie, maar Christus lewe nou in my. Dit is net die moeite werd. Jy kan dit nie vir 'n mens beskryf nie. As u dit nie belewe het nie, dan wil ek vir u uitdaag, gee u lewe vir die Here en kom by die doopbad uit. Saam met die Heilige Gees, laat u werklik waar sterf saam met Christus en opstaan in 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe in jou binneste, waar die ou goed nie meer bestaan nie, waar jy nie meer aan dink. Ek sê nou dag vir Karen, as jy vir die mense vra in Potch, ken jy vir Ben, dan sal hulle my seker onthou, toe ek groot geword het. Maar die Ben wat ek vandag is, nee, hulle sal my nie ken nie. Hulle sal my nie ken nie, maar hulle sal my ou verlede sal hulle ken. Maar wat die Here nou in my lewe gedoen het, want al die ou goed het dood gegaan, dit bestaan nie meer in my lewe nie. Dis net die Here wat in my lewe bestaan, en my familie, en my broers en susters in God. En elkeen daar buitekant wat uitroep, wat ons voor kan bid en sê, Here, wees al genadig. My gebed vanmiddag is, dat die Here ons elkeen net genadig is. Dat die genade van die Here oor ons elkeen kom vandag. En ons gaan ervaar die liefde van die Here, hoe hy ons roep vandag. Want Elia sê, in die storms was die Here nie gewees nie. In die aardbewings was hy nie gewees nie, maar toe daai stille windjie kom, toe het hy sy hoof bedek, want hy het geweet, God kom en hy praat in die stil windjie. Kom ons raak stil voor die Here, kom ons gee God 'n bietjie kans in ons lewens, en ons kyk wat jy beter gaan, die broers en susters. Mag die Here vir jy seën, mag jy 'n wonderlike dag hê, en ja, dis alweer amper naweek, kom ons bid, en ons kry vir ons reg, en laat die Here vir ons seën. Blessings vir u, my broers en susters, shalom.